Goeiemôre van my kant af. Ja, sê, dit klink soos 'n awesome gemeente. Soos mense, ons het kuiergaste volgende, asseblief. Pastor Renier is nie hier nie, vra julle samewerking, gaste. Okay? Maar ja, baie dankie, is ons bevoorreg om julle volgende hier so te hê, dat julle so ver ry om iets vir die Here te kom doen. Dankie dat ons lekker om familie te hê. Dis lekker as familie kan saamkom. En ja, omdat julle familie is, wil ek graag getuienis, random vinnig getuienis deel van myself. Ek voel ek kan die vrymoedigheid net sê die Here is besig om vir Darryl kragtig gebruik in my lewe om wonderstekens en kragtige dade te doen. Hy het reg gekry om vir my die eerste keer in 20 jaar weer 'n gym te kry. Yes, ek kom van my kant toe. As jy my ken, dan sê ek dit is 'n miracle. Dis 'n miracle regtig. En ook om dankie sê vir sy support. Dat die afgelope 6 weke is ek besig om beter keuses te maak as dit kom by eet. En dan van die 1 Julie af gym ek saam met Darryl. Ek is op 'n journey besig, ek het al amper 12 kilos verloor. Yes. En ek is excited om te sien wat die Here gaan doen. Regtig, ek is excited om te sien wat die Here gaan doen. Laat my dink aan die vrou wat vir haar man sê, my man het dink ons moet kyk na die tuimeldroër asseblief, want die tuimeldroër is besig om al my klere te krimp, en ek weet dit gaan nou aan. En die man is baie vrymoedig en hy sê vir haar, my vrou, ek sê die tuimeldroër nie, dis die yskas. Hoor, die man het 'n baie mooi begrafnis gehad, die vrou het net gesê, hy is oorlede van 'n fratsongeluk. Maar dit daar gelaat, ek wil vanoggend met jou praat oor een van, seker Jesus se mees prominente disipel, met die naam Simon Petrus. Simon Petrus, hy wil vanoggend fokus op die journey, die pad van 'n disipel, die journey wat 'n disipel van Jesus stap het. En terwyl ons dit doen, wil ek hê, jy moet vanoggend jou journey met die Here in gedagte hou. Dink bietjie terug aan die dag toe jy 'n besluit maak vir die Here. Daai dag toe jy, soos ons sê, aan die kruis vasgeloop het. Die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het en die journey tot hierso toe. Die eerste random vraag wat ek jou wil vra is, as jy nou kyk na jou wandel met die Here en jy moet vanoggend dit soos 'n tema gee of een woord gee vir wat sal dit wees? Wat sal dit wees as jy vanoggend sê, yes, as ek nou terugkom by pad met die Here, vir party was dit vir ons as dit dalk genade op genade. Vir party waar ons dit dalk 'n rollercoaster ride. Weet jy, elkeen van ons dink dit het 'n ander getuienis, 'n ander belewenis. En die tweede wat ek jou wil vra oor jou journey is, die dag toe jy toe jy die Here aanneem en jy begin in die pad te stap, het jou journey uitgespeel soos wat jy gedink het dit gaan wees. Daai dag is toe die Here ontmoet en jy, wow, nou begin my lewe. Dis wat baie dinge so. Baie keer as jy by 'n nuwe plek begin werk, of jy begin 'n nuwe verhouding, of jy begin 'n nuwe hobby, of enigiets, dan dink jy, dit gaan so wees. Begin van die jaar byvoorbeeld te sê, hoor jy so, het so 'n bietjie goedjies wat jy by die huis moet doen, ons bietjie verf, bietjie deel, bietjie renovate, daai tipe ding. En ek sê toe vir hom, ja, sterkte. Maar gelukkig het ervaring, weet hy hierdie, ek sê vir hierdie, you don't have to be scared about the 6-month renovation, because that 12 months will be the best 2 years of your life. Dis daai tipe ding. Van jy beplan dit en jy dink dit gaan so uitdraai, dan kom maar gewoonlik teken 'n spanner in die wheel works in, as jy weet waarvan ek praat. Baie mense ontmoet die Here in 'n tyd van 'n lewe waar dit moeilik is. Mense laat in 'n gat, dan kom maar iemand verby en sê, luister, jy moet net die Here dien. Dan gaan dit met jou beter gaan. As jy net die Here wil dien, dan sal al die probleme weggaan. En terwyl daar 'n mate van waarheid in is dit nie die volle prentjie altyd nie. En dis dieselfde met Petrus se journey. Petrus se journey was ook maar op en af. Hoogtepunte en laagtepunte in dieselfde dag. Ons gaan volgende net by 4 momente, 4 oomblikke in sy lewe stil staan en sien wat het gebeur. En ek wil graag jy kyk of ergens in hierdie storie dalk jy ergens kan relate en sê, ja, ek was op daai plek, ek weet hoe hy daar moes voel. Ek was ook op 'n plek waar ek vol geloof was, waar ek heavy getwyfel het. Want Petrus het bekend gestaan as die een in die disipelgroep wat baie impulsief was. Wat baie hardkoppig was. Wat baie keer emosioneel was.
En dan die tent van Getsemane sommer 'n swaard uitgeruk en die wag se oor afgekap. Sommer net so. Ja, Jesus vat nie. Soos ek net gesê het, hy was baie keer vol geloof, ander kere het hy getwyfel. En ons gaan volgens sien so deur sy journey stap, ons sien, dis nie gepavede pad nie, dit is maar op en af. En die eerste punt waar ons stil staan vanoggend is die roeping van Petrus. Dag toe Jesus hom roep en ons lees in Lukas 5 vanaf vers 1 sê, Jesus en die skare mense, ons gaan nou daar lees, Jesus en die skare mense het aangekom by die meer van Genasaret. En dis dieselfde meer waar Petrus en sy broer Andreas en hulle vriende die nag vis gevang het, die hele nag. En toe Jesus al aankom, sien hy hier's 2 skuite, en daar is die vissermanne besig om hulle net skoon te maak. En hierdie skare is agter Jesus aan, want hulle wil die woord van God hoor, hulle wil geleer wees. En Jesus het daar in die skuite gekom, en hy klim toe somme in een van die skuite, toevallig die een wat aan Simon Petrus behoort. En Jesus vra vir hom, stoot hierdie skuite 'n bietjie weg van die kant af, ek gaan sommer van hier af die mense leer. En so gebeur, Jesus leer hulle oor die woord, en toe hy klaar is, lees ek graag vir ons vanaf vers 4 af, Lukas 5 vanaf vers 4 af, sê hy, en toe hy Jesus ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water, en laat julle nette sak om te vang. En Simon antwoord hom en sê, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het hulle 'n groot menige visse ingesluit en hulle nette wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skuit om ook te kom help. En hulle het gekom en albei die skuite vol gemaak, sodat hulle dit amper begin sink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knie van Jesus en sê, gaan weg van my, Here, ek is 'n sondige man. Gaan weg van my, Here, ek is 'n sondige man. Eerste skrif wat ek jou aandag wil op fokus is vers 5 wat sê, op die woord sal ek hierdie net laat sak. Nou kry jy die prentjie van Simon Petrus en sy broers het heel nag vis gevang, heel nag. Nou, dit hoef nie visvang te wees, maar as ek heel nag besig is om te werk, sonder vrug, sonder beloning, dan is ek moeg, dan is ek keelvol. Nou ek wil net iets regstel in die gemeente. Ek het 'n etiket gekry dat ek kom van dispatch af. Dan wil sê ek kom van uit 'n naag af. Okay? Ek kom van uit 'n naag af. Dis 3 kilos, maar 3 kilos is ver. Okay? Ek kom van uit 'n naag. Maar okay, dispatch uit 'n naag is visserman daddy. Ek ken vissermanne. My pa was 'n sportvisserman. En kom ons sê maar vissermanne is die grove diamante in die koninkryk van die Here. Amen. Amen. Ja. So hierdie is 'n profound ding vir my as dat Jesus sê vir Petrus, gaan uit moeg. Petrus is oortuig, Here, in die meer is daar nie een vis nie, want die hele nag het ek probeer. Maar steeds vir Jesus om sê, gaan uit, toe sê hy, omdat u so sê, sal ek dit doen. Ek weet die visserman wat ek ken sou gesê, Here, meester, pastoor, wat weet jy van visvang af? Wat? Het jy al vis gevang? Ek verstaan, maar Simon Petrus eer Jesus op daai stadium as leermeester. Want hy het gesien hy leer die mense, hy is 'n rabbi. En omdat hy hom eer, gebruik Jesus daai goeie punt van Simon Petrus om homself te openbaar. Toe gebeur daar iets wat Simon Petrus as visserman nog nooit gesien het nie. Hierdie nette wat amper wil skeer. En hy weet, hierdie is nie natuurlik nie, dit is nie moontlik nie. Hy was die hele nag, hier is nie vis in die water nie. En Jesus doen 'n wonderwerk vir hom, om homself te openbaar en sê, ek is iets anders, ek is nie 'n gewone rabbi nie. Dat Simon Petrus al weet, hierdie moet die Christus wees. Wat Simon Petrus daar ervaar is wat die Engelse sê, hy het 'n divine encounter. Hy het 'n bonatuurlike ervaring en openbaring van wie nou hier voor hom staan. En wat is sy reaksie? Wat is Simon Petrus reaksie? Hy sê, gaan weg van my af. Ek is 'n sondige mens. Al volgens vir sê, dit is wat gebeur wanneer jy in die gemanifesteerde teenwoordigheid van God kom. Dis die eerste ding wat jy sien, is jou sonde. Dis die eerste ding wat jy sien. Ons hoop dit getuienisse van herlewings.
Wat gebeur die meeste by hulle lewe? Mense bely hulle sonde. Mense word bewus van hulle sonde en hulle tekortkominge. Ek sien hoe vuil is ek sien hoe ver skiet ek tekort, as ek in die teenwoordigheid kom van hom wat heilig is. En volgens jou aanmoedig, om eers as jy ooit so 'n encounter met die Here gehad, dit nooit te vergeet nie. As jy ooit, dis een ding om uit die woord te leer wie Jesus is. Dis 'n ander ding om te hoor van die kansel af wie Jesus is. Maar Dawid skryf in Psalm 34 vers 8 en sê hy, taste and see that the Lord is good. Proef vir jouself, sien vir jouself, kry vir jouself 'n openbaring. En vir jou aanmoedig is om altyd daai gebed daar by jou hart te hou van, Here, openbaar jouself van my. Soos Moses ook gevra het, Here, God, ek wil U sien. Ek wil U graag sien. Taste and see that the Lord is good. Jesus roep 'n gewone visserman. Jesus roep 'n gewone visserman terwyl hy nog 'n sondaar is. Jesus sê nie, hoor hierso maat, jy moet jouself nou reg kry, ek wil jou gebruik nie. Maak jouself skoon, los jou sonde, kry jou 'n paar talente, leer die Bybel. Iets, hy sê nee, volg my. Van nou af gaan jy vissers van mense wees. Van nou af gaan jy vissers van mense wees. Gewone visserman. Baie keer sê mense, ek moet eers wag, ek kan nie nou dadelik Jesus volg. Ek kan nie nou dadelik nie. Ek moet eers 'n bietjie weer beter bid. Ek moet eers meer Bybel lees. Ek moet eers minder foute maak, minder sonde doen. Dan kan ek regtig die Here dien. Dan kan ek nou regtig voluit, jy weet, vir die Here gaan. Jesus staan vandag en sê, volg my. Net soos jy is. Volg my. Jesus roep ons in ons onvolmaaktheid. Tweede punt wat ek volgens my stil staan van Petrus, is een van die hoogtepunte toe Petrus op die water geloop het. Ons lees al van Matteus 14:22. En hierdie het gebeur net na die eerste vermeerdering van die brood en visse. Ons weet van daai van die oudtiese landjie van dit 5 broodjies, 2 visse. Jesus vermeerder dit. En die woord sê na dit sê hy, en Jesus het die disippels gedwing om die skei te klim en te vaar na die oorkant van die see. En terwyl hy dit gedoen het, toe stuur hy die mense almal huis toe. Daarna toe gaan hy op die berg om te gaan bid. Baie goeie voorbeeld van Jesus. Hy het alleen gegaan om te gaan bid. En die Bybel sê vir ons, op die 4de nagwaak het Jesus op die water toe aangeloop. Nou in daai nag, toe kom daar 'n storm op in die wind en is rof op die see. Die disippels paniek. En die 4de nagwaak, dit beteken in die Romeine het hulle regeer, so hulle die Romeinse stelsel gebruik en die 4de nagwaak was tussen 3 en 6 in die oggend. Die eerste een was tussen 6 en 9, 9 tot 12, die tweede een 12 tot 3, die 4de nagwaak was tussen 3 en 6. So die disippels was moeg, geworry, stres, want hulle is hier op 'n storm. Wat sien hulle volgende oomblik? Sien hulle, en hulle graag vir ons lees, Matteus 14, vanaf vers 26, sê, en toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontstel en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het daarop met hulle gespreek en gesê, hou moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om die water na U toe te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom twyfel jy? Wow, 'n hoogtepunt is natuurlik Petrus. Petrus, is my aardig die woord gedurig sê, en Petrus het gepraat, en Petrus het impulsieve Petrus. En die hoogtepunt is Petrus een wat die agter op die boot staan en wegkruip. Hy sê, ja, as dit U is, laat ek op die water loop saam. Jesus kan dit ons doen. Hy ken Jesus wat dit kan doen. En Jesus sê, kom, en hy doen van die stap van geloof en hy klim uit die boot uit. Almal staan hier agter en wow, nog en is worry en stress en hy klim uit, hy loop op die water. En sy oë is op Jesus en hy loop op die water. Hy sê, wow, dit moet Jesus wees, want hier staan ek nou op die water soos hy.
Maar die Bybel sê vir ons, daai boldness, daai geloof was van korte duur. In vers 30 sê vir ons, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en begin sing. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en begin sing. Nou wil vanoggend vir 'n oomblik hier so stil staan en vir jou vra, waar is jou fokus? Waar is jou fokus? Petrus het nie gesing omdat daar wind was nie. Hy het nie gesing omdat die golwe groot was nie. Petrus het gesing want sy fokus het geskuif. Dis al hoekom hy gesing het. So of die golwe groot was of klein was of die wind baie of min was, is irrelevant. Petrus het gesing omdat sy fokus geskuif het. En ek kom agter my wat met die Here en baie mense sit. Ons is baie keer op 'n plek van angstigheid of in 'n plek van halfe depressiwiteit want ons fokus op die verkeerde plek. Elf dag vir jou vrou. Wat laat ons toe om by ons oë en ons ore in te kom die meeste van die tyd? Wat vul ek my hart mee? Ons lewe in 'n tyd waar inligting en media en alles is op ons vingerpunte. Ons kan nou van ons hoef nie koffie te kry in die koerant te gaan koop nie. Ons kan so goeie op die app lees. Ons is baie tyd in sosiale media en wat lees ek daar? Ek lees hierdie week laasweek 3 weke terug is 5 skoolkinders dood. Hoe voel ek daaroor? Breek my. Brandstof gaan R10 'n liter op. Hoe voel ek daaroor? Negatief. Hier's nog korrupsie, hier's nog geld gesteel, hier's nog negatiewe nuus. En boop dit is die helfte van dit leuns. Vanoggend vir jou sê, as jy onverantwoordelik gaan wees met wat jy toelaat in jou oë en jou ore, en gaan jy depressief wees. Jy gaan vra soos, Here, waar is jy? Hoekom gebeur hierdie ongeregtigheid? As jy gaan, vergeet van 'n voorbeeld, as jy gaan toelaat dat mense heeltyd by jou kom skinder en van jou ore 'n drom maak, gaan jy negatief wees oor ander mense wat jy nie eers ken nie. Ek het dit so goed in COVID tyd, ons gaan 6 jaar terug. As ek heeltyd net geluister het na wat hulle sê, van dit en elke boodskap wat deurkom is vrees aanjaag. Hier's nog iemand dood, hier's nog iemand dood. Dan is dit my beurt. Moet ek inspuiting vat, moet ek nie? Wat is Here se wil? Wat? Nou, volgende vir jou sê, vra jouself hierdie ding is, watter persent van content wat hier ingaan, is genuine die woord van die Here? Genuine. Want ons weet die woord van die Here is al wat die waarheid is. Ons is altyd 'n waarheid of 'n weergawe of 'n opinie, maar die woord van God is dit wat die waarheid is. En volgens vir jou sê, as jy jou hart en jou gedagtes vul met die woord, sal jy vrede hê as ander mense bekommerd is. Jy sal vrede hê as ander mense nie weet wat ek kan doen nie. Want my hoop is ewig. My hoop is gebou op die woord wat ewig staan. Jesus sê, hemel en aarde sal vergaan, maar my woorde sal ewig bly staan. Ek wil jou vanoggend waarsku, vra, evalueer 'n bietjie en vat stok van hoeveel, al die content wat ingaan by jou, hoeveel is die woord van God? Petrus het gesing, want sy fokus het geskuif. Ek ry baie keer, is lekker, ek love die lang pad om te ry saam met my vrou, en dan sien ek die pad, en so, wow, dis mooi, sê vir sy, jy, kyk daar, it's beautiful, dan sê sy vir, hey, kyk waar jy ry, ek sê, as ek terug kan sien, ek is daar oor die geel lyn, ek is daar hier, sê sy vir my man, jy moet kyk waar jy ry, jy moet nie ry waar jy kyk nie, dit gebeur, jy het gees met kort vir my sê, kyk waar jy ry, kyk waar jy loop, kyk waar jy luister en kyk wat jy lees. Onthou dit, kyk waar jy ry. Petrus, ek sê dit weer, Petrus het gesing omdat hy om sy fokus geskuif het. Geloof groei waar ons oë op Jesus bly. En die tema lied van my wandel met die Here is turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of this earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Dan baie keer gesê, Here, kyk daar ongeregtigheid. Kyk wat gebeur by daai kerk.
kyk wat doen daai ou, sê die Here, sê die Heilige Gees my, turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Geloof groei wanneer ons oë op Jesus is. Derde plek waarvoor ek wil stil staan vanoggend is, nog 'n hoogtepunt in Petrus se lewe is toe hy verklaar wie Jesus is. Daai was 'n baie volatile dag in Petrus se lewe. Ons lees al van Matteus 16, en die Bybel sê, Jesus en sy disciples het gekom in die plek Filippi, en Jesus kom en hy vra vir sy disciples, sê vir my, wie sê die mense is ek? Wat, as julle so tussen die mense is, wat sê hulle, wie is ek? En dan sê nie, Jesus, mense sê, jy is Johannes die Doper, ander mense sê, jy is Elia, ander sê Jeremia, party van die mense sê, sommer jy is 'n groot profeet, dis maar al, okay, hy sê, okay, fine, seker maar so, en hy vra, ek wil graag weet, wie sê julle is ek? En ek wil graag het vir ons lees, Matteus 16, vanaf vers 15, sê, en hy, Jesus vra vir hulle, maar wie sê julle is ek? En natuurlijk weer, wie het gepraat? Wie het geantwoord? Dis reg, Simon Petrus. Petrus antwoord en sê, Jesus, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En toe antwoord Jesus sê vir hom, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal ek nie oorweldig nie. Wow! Dit is 'n mooi sens wat Petrus daar so as nou krieke terme kan praat. Hy maak 'n vaste geloofsbelijdenis, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En Petrus, en Jesus sê vir hom, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Nie op Petrus as mens, Jesus bou nie sy kerk op 'n mens nie, maar op 'n openbaring, op 'n belydenis, erkenning dat hy die Christus is. En verder vanaf vers 21 af sê hy, van toe af het Jesus begin om sy disciples te toon dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood en op die derde dag opgewek moet word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God het verhoed julle, dit sal nooit met u gebeur nie. Vers 23, maar hy, Jesus, het omgedraai vir Petrus en sê, gaan weg van my Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Sjoe, Petrus het net 'n wonderlike stelling gemaak. Wow, dit gesê, U is die Christus, Seun van die lewende God. En Jesus is beïndruk gewees. En net daarna sê hy vir hom, gaan weg van my Satan. Sjoe. En ek besef dat, en jy moet vanoggend weet dat, 'n groot openbaring maak nie dat ek geestelik volwasse geword het nie. 'n groot openbaring maak nie dat ek karakter gebou het nie. Ek kan nie op grond van openbaring net sê, of ek het arrive nie. Ek het nou soveel selfvertroue opgebou, en wow, die Here het my gebruik om hierdie ding te doen, jy weet, ek het hierdie wow ding gesê, wat die Here aan my openbaar het. Dit beteken nie ek het karakter, of ek het geestelik volwasse geword. Jy kan groot geloof hê, jy kan groot insig hê, jy kan sterk ervarings hê, en steeds die verkeerde dinge sê, dink of doen. Nou wat is die sleutel? Die sleutel is, om altyd van die Here afhanklik te bly. Ook nie saak wat gebeur nie, om altyd van die Here afhanklik te bly. Weet, hy is jou krag, hy is jou sterkte, roem in dit wat hy gedoen het. Nie dit wat jy reg gekry het nie. Bly altyd van die Here afhanklik. Punt nommer 4 wat ek volgend by wil stilstaan op Petrus se lewe is sy grootste mislukking. Sy grootste mislukking, in Lukas 22 lees ons, toe Jesus gevangen geneem is, toe sit hulle in die paleise binneplaas, en hulle het vuur gemaak daarso. Jesus moet voor die hoë priester verskyn, en hulle sit daar om die vuur, en Petrus sit daar ook om die vuur. En van Lukas 22 vers 56 af lees ons, en 'n diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit. En nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy, hierdie man was ook saam met Jesus. Maar hy het Jesus verloon en gesê, vrou, ek ken hom nie. Kort daarna sien iemand anders hom ook en sê, jy is ook een van hulle.
waar Petrus sê, man, ek is wie? Na verloop van omtrent 'n uur het 'n ander een dit verseker gesê, so waar, hierdie man was saam met hom, want hy is ook 'n Galileër. Maar Petrus antwoord, man, ek weet nie wat jy sê nie. En onmiddellik terwyl hy nog praat, het die haan gekraai. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woorde van die Here onthou, wat hy vir hom gesê het, voor die haan kraai sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buite toe gegaan en bitterlik geween. Petrus ontken vir Jesus 3 maal. Dieselfde man wat net voor dit gesê het, Here, as u gevangen geneem word en sterf, dan gaan ek saam met u sterf. Ek sal saam met u sterf, ja. Hy sê dit vir die Here en die Here sê vir hom, voor die haan vanaand 3 maal kraai gaan my, voor die haan vanaand kraai gaan my 3 maal verloon. You probably don't know. Vanmorgen vir jou onomwonde sê dat selfvertroue laat jou val. Afhanklikheid hou jou staande. Selfvertroue bring jou tot 'n val. Ek sal nooit in die sondag die Here, ek sal u nooit teleurstel nie, ek vanmorgen vir jou sê, bly afhanklik van die Here. Petrus het sy eie krag oorskat. Baie gelowiges val nie omdat hulle swak is nie. Hulle val omdat hulle staan en selfversekerd. Ek is 'n goeie kind van die Here. Ek doen nie wat die sondaars doen nie. Bly afhanklik van die Here. Bly afhanklik van die Here. Ten spyte daarvan kom Petrus ook op 'n plek waar die Here hom herstel. In Johannes 21:15 tot 17. As jy dit ons gaan opsit daarsom. Sê hy, vanaf vers 15 staan hy, en toe hulle klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. En hy sê vir hom, laat my lammers vy. Hy vra hom weer 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Ja, hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra vir hom, Jesus vra vir hom vir 'n derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wy. Laat my skape wy. Jesus vra vir hom 3 maal, het jy my lief? Jesus kom sê nie vir hom, onthou jy wat jy gedoen het nie. Kan jy onthou het jy my die rug gesteek? Nee. Jesus is daar om te herstel. Jesus is daar om alles vir Petrus terug te gee wat hy verloor het, daai oomblik toe hom verloor het. En ek wil jy volgende dit weet is, jou grootste mislukking in jou wandel met die Here hoef nie jou laaste hoofstuk te wees nie. Jou laagtepunt, jou grootste sonde, jou grootste skaamte, hoef nie jou laaste hoofstuk. Dit hoef nie die slot van jou wandel met die Here te skryf nie. Dit hoef nie. En ek wil graag vir jou volgende wys deur die res vinnig 'n vergelyking trek en hiermee maak ek klaar. Ek wil vinnig vir jou volgende 'n vergelyking trek tussen Petrus en Judas. Petrus en Judas was albei disippels van Jesus. Albei sonde gedoen. Maar daar's 'n verskil in hulle storie gewees. Ons sien Petrus het vir Jesus verloon en Judas het vir Jesus verraai. Nadat dit gebeur het Petrus bitterlik gehuil en Judas het spyt gehad. Die verskil kom hierin dat Petrus het na Jesus teruggekeer. Maar Judas het van Jesus af weggevlug. Die result is Petrus het genade ontvang en Judas het deur sy aksie genade verwerp. Op die einde is Petrus herstel en Judas het in wanhoop geëindig. Judas het selfmoord gepleeg. Judas het alles gemis daarna wat Jesus kon gedoen het. As Jesus ook Petrus kon herstel, kon hy vir Judas herstel.
Die verskil was nie die grootte van hulle sonde nie. Die verskil was in die rigting waarin hulle gehardloop het. Wanneer jy val, is die belangrikste vraag nie of jy geval het nie. Die belangrikste vraag is, waarheen hardloop jy na jou mislukking? Dan vra ek dat die menige vanaf kom help asseblief. En dan wil jy volgende vraag. Dink gou vanaf mooi en, ons weet dat die regte antwoord is. Maar wat doen jy wanneer jy gefaal het? Wat doen jy wanneer tragedie tref? Wanneer jy nuus ontvang wat jy nie sien kom het nie? Wat doen jy wanneer jy 'n diagnose kry wat jy glad nie gedink het gaan gebeur nie? Wat doen jy as jy iemand verloor wat naby is? Wat doen ons? Wat is ons, wat die rekenaar term is, wat is ons default mode? As iets gebeur, soos het ons altyd hierdie behoefte om met iemand te praat. Ek moet hierdie nou vir iemand vertel. En ek vanoggend vir jou vra, Petrus jy of Judas jy? Joyce Meyer het altyd gesê, we must run to the throne and not to the phone. Ons moet leer om die Here deel te maak van alles in ons lewe. Van alles in ons lewe. Ons moet nie net sê, prys die Here as dit goed gaan nie. Ons moet ook kan sê, Here help my as my wêreld uit mekaar het val. Ons moet leer om ons knieë te gaan eerste voor ons met mense praat. Ons moet leer met ons sonde, ons stuk en gebrokenheid eers na die Here toe gaan. Die vraag is nie volgende of wat gaan gebeur nie. Tragedie gaan gebeur. Jesus sê, in hierdie wêreld gaan julle verdrukking hê. Hy sê, maar hou moed. Ek het die wêreld oorwin. Ek het die wêreld oorwin. Ek praat vanoggend van jou verhouding met die Here. Ek praat vanoggend van jou wandel met die Here. Ek praat vanoggend van die pad wat 'n disipel stap van Jesus. Hy is my prioriteit as ek fantasties gaan op die bergtop. Hy is ook my prioriteit as ek deur die valley of the shadow of death gaan. Kan ek net so bewus van hom, soos wanneer dit goed gaan. Ek het volgens sommer net 'n behoefte om saam met iemand te bid. Ek gaan nie, elke keer volgens vra as Jesus sit en sê, hoor, ek is daarso. Ek is onder die valley. Nie is reg, ek het nie geloof gehad, ek het nie geweet nie, ek het nie na Jesus toe gegaan met dit. As jy vanoggend enige tragedie beleef, as jy vanoggend sê, Jesus, ek het die secret, ek het die sonde wat ek mee besig is, en ek hou my vas. Ek het iets waaroor ek skaam is, of ek het die diagnose gekry wat ek nie geweet het gaan kom, en ek weet nie hoe dit gaan uitspeel. As jy vanoggend jy sê, ek het my hart is gebreek, of ek het 'n verhouding verloor, of ek het, wat ook al. Ek gaan nie 'n lang storie van maak, ek wil net vir jou vra, of jy net daar waar jy sal staan, net daar waar jy is, net daar waar jy is. Ek gaan nie vorentoe of myself, jy net vra of jy sal staan daar so. Ek wil sommer vir jou sê, as jy vanoggend dink aan so iemand, as jy vanoggend dink aan so iemand, staan daar waar jy is. As jy namens iemand anders te wil staan. As jy weet van iemand wat vanoggend tragedie beleef, wat vanoggend kan doen, as ons net saam met hulle bid, staan asseblief. As dit jy is, of as jy vir iemand wil staan asseblief. Wil ons dit vanoggend doen? Wil ons dit vanoggend met swaar en moeilike dinge na Jesus toe hardloop, nie van hom al weg nie. Nie van hom al weg nie. En vir die res van ons wat sit, vra sê, kom ons bid saam. As iemand daar by jou staan, staan het op en gestaan by hom, sit net jou hand op sy skouer, sit net daar, maar hou net hande vas vir hom. Kom ons staan net vir naby mekaar. Kom ons wees dit vir 'n oomblik familie, kom ons wees dit vir 'n oomblik kerk. Dankie Jesus. Jesus, God
God, you are so good. Here, U is so goed. U is so goed, Here. Ek gaan ons gebed doen, ek wil graag jy moet ook saam bid. As jy by iemand staan, bid vir hulle. Stem saam. Here, ons kom volgende na U toe met harte wat oorloop van dankbaarheid, Here. Dat ons volgende hoop het, wat die wêreld nie het nie, Here. Dat ons volgende lewende hoop het, Here. Dat U gesterf het, Here Jesus, dat U gehoorsaam was tot die dood, toe aan die dood aan die kruis, Here, en dat U deur die gehoorsaamheid die naam verdien het, bo alle name, bo alle omstandighede, Here Jesus. En dat U kom en U gee U naam vir ons, en sê in my naam, sal julle siekte oorwin, sal julle sonde oorwin, in my naam sal julle oorkomers wees, in my naam sal julle oorwinning behaal. Ons kom vanoggend in die naam van Jesus, en ons spreek die naam uit oor elkeen wat vanoggend staan in die naam van Jesus, Here. Of het siekte of skaamte is, Here, of sonde is, of smart, Here, of moeilikheid, Here. Ek kom bid vanoggend, en ek kom spreek U naam uit oor elke omstandighede vanoggend, Here. Ek kom bid vir deurbraak, Here. Ek kom bid die kettinge van sonde vanoggend sal breek, Here, en dat die mense sal vry maak, Here. En ek kom bid volgende genesing sal bring waar daar genesing nodig is, Here. Ek kom bid dat U nuwe hoop sal bring waar daar hoop is, nodig is, Here Jesus. Maar dat die lig van U heerlikheid sal skyn in elke situasie volgende, Here. En ek kom bid, Vader, wees aan elkeen genadig, Here. Jesus, Seun van Dawid, wees ons vanoggend genadig, Here. Ek wil bid dat U vrede oor elke hart en gedagte sal neerdal, dat ons 'n vaste hoop binne het, Here Jesus, dat ons sal besef en onsself sal herinner dat ons hoop is ewig, Here Jesus, dat ons oë sal vestig op Jesus, die verlosser en voleinder van ons geloof. Help ons, Here, as ons gedurig ons oë op die storm draai, Here, om ons oë net te vestig opnuut op U, Here. En dat U ons harte sal vul met vrede, Here. Weet, as ons hand in U hand is, Here, dan gaan ons okay wees, Here. As ons hand in U hand is, dan sê die einde, die laaste hoofstuk sê ons wen, Here. Ons is oorwinnaars in Christus. Ek kom bid, Here Jesus, vir vrede, Here. Kom bid, Jesus, hou vas. Ek kom bid, Here, vir getuienisse. Ek kom bid vir getuienisse, dat U steeds wonderwerke doen, dat U steeds genees, Here. En dat U steeds hoop gee, dat U steeds sondebande breek, dat U steeds slawe vrymaak, Here Jesus. Ek kom bid vir dit volgende, in die naam van Jesus, en almal sê, Amen. 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 Ek gaan jou vra staan saam met my asseblief. Almal van ons gaan staan, en kom ons seën mekaar. Is dit okay? Kom ons bless mekaar. Kom ons bless mekaar. En nou mag die liefde van God en die genade gevind in sy Seun Jesus die Christus en die troostvolle teenwoordigheid wees met elkeen van jou vandag en elke dag in Jesus naam. Amen.